Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens wil ons u herinner aan die 29ste Mei, wanneer ons hemelvaartdiens het om 9 uur die oggend in die Bloukamer. U is meer as welkom om hierdie diens by te woon. Dan van die 2de tot die 6de Junie het ons ook Pinksterdienste in die oggend om 9 uur. Ons gaan dit ook in die Bloukamer hou. Dit is meer gesellig en warmer daar as in die groot kerkgebou. U is meer as welkom om ook hierdie geleenthede by te woon. Daar sal ook hooplik video's wees vir die van u wat dalk werk en dit nie kan bywoon nie. Dan die 8ste Junie is ons Pinksterfees. Ons gaan met Pinksterfees gaan ons nagmaal vier en dan gaan ons ook na die tyd sommer 'n sopsondag hê. So u is meer as welkom om dan ook hierdie geleentheid by te woon. Indien u ons kan help by ons sopsondag om sop te maak of broodjies te skenk, kontak asseblief vir Sonja in verband hiermee. Anderste kom woon dit net by, bring 'n donasie want dit is ook sommer ons fondsinsameling vir Junie maand. Dan wil ons ook vir almal wat in die komende week verjaar baie gelukwens met hulle verjaarsdag. En dan wil ek graag ook die voorbereidingslys voorhou. Wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter, vir Tannie Dina Groblaar se kleinseun, vir oom Johan Annandale, vir Wim Pinaar, vir Tannie Hester Botha en vir Tannie Erna Radman wat herstel na operasies, vir Tannie Lynn van der Merwe wat deur 'n prosedure was en wat herstel daarna, en dan ook vir Tannie Nelia Human en haar gesin met die afsterwe van haar swaar. Ons dink aan al hierdie individue in ons gebede. En dan vra ons, indien daar iemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons op hierdie stadium net sal rustig raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe en ons kom vra vir u om met elkeen van ons te werk. Vader, waar ons hier saamgekom het op hierdie platform, het ons 'n behoefte om na u woord te luister, het ons 'n behoefte dat u in ons harte en ons gedagtes sal werk. En daarom kom vra ons nou, Vader, waar ons uit die woord uit gaan lees, dat u dit vir ons sal oopbreek. Hemelse Vader, hierdie tekste is gevul met soveel skatte en soveel rykdom. Help ons om vandag dit te ontvang wat ons moet ontvang. Breek vandag dit vir ons oop wat u wil hê ons uit hierdie teks uit moet raak sien en moet hoor en ons eie maak, sodat ons dit dan ook kan gaan uitleef in die wêreld daar buite, om so 'n verskil te maak, nie net in ons lewens nie, maar ook in ander se lewens. Dankie dat ons mag vra, Here, spreek nou, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons is nog in die tyd na Paasfees, dis die 6de Sondag na Paasfees, en dis net voor Hemelvaart en natuurlik Pinkster, en in hierdie tyd het Jesus nog aan sy disippels verskyn, om vir hulle te wys dat hy wel opgestaan het uit die dood uit. Nou vanoggend gaan ons by 'n laaste teksgedeelte stil staan van Jesus se verskyning aan sy disippels, en dit vind ons in Johannes 21, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. So indien u Bybels by het, is u meer as welkom om dan ook te volg. Daar staan, daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kanaan in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die nette toe daar uitgegooi en vanweë 'n groot klomp vis kon hulle nie weer dit intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring.
Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skei gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, dis al die 6de Sondag na Paasfees en die lewe gaan maar weer sy doodnormale gang. Tydens Paasfees het ons opnuut onder die indruk gekom van die wonder van Christus se opstanding en sy oorwinning oor die dood. Maar wat, behalwe vir die historiese Paasfeite, het oorgebly van ons Paasbelewenis? As ons werklik eerlik moet wees, moet ons sê nie veel nie. Daar kom nie veel tereg van ons belewenis tydens Paasfees in die gewone alledaagse lewe nie. Dit was ook die geval met die disippels. Paase is verby. Dis weektyd, werktyd en hulle is terug by die viswaters want hulle moet eet. Die disippels keer terug na die ou lewe voor Paase, voor Jesus. Maar dan kan 'n mens vra, nou wat het geword van die Here se opdrag aan hulle in Johannes 20 vers 21? Word dit so gou vergeet of dalk ontvlug? Die disippels sit met die brokstukke van hulle ervaring van Paasfees. Hulle is onseker oor die toekoms. Hulle is bang, hulle is wanhoopig, hulle is alleen. Maar ons sien te midde van hulle onsekerheid oor die toekoms, midde in die gewone alledaagse lewe, in die frustrasies van nuttelose arbeid, in die sieldodende roetine van net te ingooi en net te uittrek, met die net wat al swaarder en swaarder word na die môre se kant toe, word die disippels se hele lewe met eens opgevang en ingetrek by die Paasgebeure, wanneer Jesus vir die soveelste keer aan hulle verskyn. Ja, al vir die 3de keer, sê hierdie evangelie. Maar hulle herken nie dadelik vir Jesus nie, want mense wat hom nie verwag in hulle gewone alledaagse lewe nie, herken hom baie moeilik. Dis die beskamende, die ontoereikende van ons Paasgeloof. Die Here moet hom telkens weer aan ons openbaar. 'n 2de keer, 'n 3de keer, selfs 'n 5de of 'n 6de keer na Paase, en selfs daarna telkens weer en weer. Dink net aan jou eie lewe terug. Hoeveel keer herken ek en jy Jesus se hand in ons lewe? Hoeveel keer besef ek en jy, dit is hy wat homself aan ons openbaar? As ons nie op hom gefokus is nie, sien ons nie daardie openbarings raak nie. Dan kom Jesus in hierdie gedeelte en dan sê hy, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Het julle nie iets te ete vir my nie? En dan kom die antwoord, nee Here, antwoord hulle hom. Nee Here, kom uit die monde van die disippels en reg deur die eeue heen ook uit die monde van kerkrade, ringe en synodes.
Ons het nie brood vir die hongeres nie. Ons het nie skuiling vir die dakloses nie. Ons het nie woorde vir die stomgeslaanes nie, nie hulp vir die hulpeloses nie, nie raad vir die radeloses nie. Ja, hier waar die stem van die Here en die stem van die noodlydendes gehoor word, hier voor ons oë waar daar 'n beroep op ons gedoen word om konkrete hulp, staan ons ook dikwels verleë, met leë hande. Weet ons dikwels nie watter raad om te gee nie. Soos die disippels wat daardie oggend teruggekeer het na die land toe, na 'n vrugtelose visvangs. Dan tree Jesus midde in hulle lewe in en voorsien in hulle gebrek. Hy aan wie alle mag in die hemel en die aarde behoort, gebied die vissers en hulle volg sy raad. En dan nog teen alle visvangreëls in, volg hulle sy raad. En soos in 'n droom, verander alles. Daar geskied 'n wonder. Daar word in die disippels se nood en gebrek voorsien. Jesus maak hulle nette vol tot barstens toe, maar nie tot brekens toe nie. Hulle sleep 'n net vol visse, daar word gesê 153, na die land toe. 'n net wat nie skeer nie, maar wat sterk genoeg is om al die vis te kan hou. Daar is 153 groot visse in die net, en die net bly heel. Is hierdie 153 dalk 'n simboliese getal, en is die net wat nie skeer nie vir ons dalk 'n waarborg dat Christus se kerk heel en behoue sal bly totdat hy weer kom? Waarskynlik is dit, want hierna word die disippels vissers van mense, en daar was op daardie stadium 153 volke in die antieke wêreld bekend. Dit wil dus voorkom asof die 153 die simbool van die rykwyte van die disippels se opdrag was, om die evangelie te gaan verkondig, want die Here stuur hulle na die hele wêreld toe. Wanneer die disippels die net vol visse op die strand sleep, is die maaltyd egter reeds daar. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal raak lees. Daar is oorgenoeg brood en vis, want dis nie die disippels wat die Here voed met die arbeid van hulle hande nie. Nee, dit is die Here wat hulle voed met die vrug van sy hande. Hy is die Heer, hy is die gasheer by hierdie Paasmaaltyd. Hy is in beheer van alles. So word dit telkens weer Paasfees, midde in die gewone alledaagse lewe. In die roetine van gewone alledaagse lewe en arbeid, wanneer die opgestaande Here telkens weer in ons gebrek voorsien. Wanneer hy ons voed, wanneer hy ons versorg, wanneer hy ons versterk met die oog op die arbeid in sy koninkryk, wanneer hy voorsien vir die pad wat voorlê, totdat hy weer kom. Geliefdes, die geheim van die gevulde nette, die gevulde hande en die gevulde lewens en die sukses op ons arbeid in die koninkryk van God is die Here, wat op 'n wonderbaarlike wyse vir ons voorsien, wanneer ons verleë en met leë hande staan, wanneer ons raad op is. Ons leef so dikwels in die waan dat ons vir onsself kan sorg, dat ons in ons eie krag die Here se opdrag kan uitvoer. En hier sien ons egter weer baie duidelik, dat as die Here nie voorsien nie,
is ons tot niks in staat nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy op hom vertrou, dat ons naby aan hom leef en dat ons hom in ons lewe raak sien. Tog kom die opdrag, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Nou is die vraag hoekom? Hy het mos voorsien, daar is brood, daar is vis reeds op die vuur. Hoekom moet hulle dan die vis wat hulle gevang het bring? Daar is dan oor genoeg kos. Waarom hulle vis by sy vis insluit? Hier waar hy tog alles gee? Omdat dit juis is wat die gemeente van die Here moet doen. Ons moet die visse, die vrug en die seën wat die Here op ons arbeid gee, by sy gawes, by sy verlossingswerk insluit. Die Here gee alles en vra dan wat hy gee, volgens Martin Luther. Ons werk, ons daaglikse arbeid waarop die Here vrug gee, word by die Here se werk ingesluit. Die gawes wat ons van die Here ontvang, word in diens gestel van sy koninkryk. Ons sending word by sy sending ingesluit. En die sukses van ons sending na die wêreld toe hang nie van ons af nie. Die Here se sukses word in ons lewe bygehaal. So word die disippels uiteindelik vissers van mense. So word ons ook in staat gestel om met die vrug te arbei in die koninkryk van God. Kom lê dus die vrug van jou arbeid by die voorbereide maaltyd. Die maal wat die Here voorberei het, wat hy voorsien het. Vier die seën op die vrug van die Here se verlossingswerk by hierdie maaltyd en by elke liewe nagmaal wat ek en jy saam vier. Kom en kom eet, saam met hom en saam met mekaar. So berei die Here se werk en ons werk 'n maaltyd voor, waarmee sy hele kerk, maar ook die ganse wêreld gevoed kan word. En so word Paasfees voortgesit, midde in die roetine van ons gewone alledaagse lewe en skynbare te vergeefse arbeid. Paasfees eindig dus nie op Sondag na Goeie Vrydag nie. Nee, Paasfees gaan voort. Johannes sê, dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het. Dit word dus nie net 1 keer Paasfees nie, maar telkens weer, ja ook in ons leeftyd. Elke keer wanneer die Here by wyse van spreuke die plek aanwys waar vis te vind is. Elke keer wanneer die Here in ons gebrek voorsien, word Paasfees voortgesit. Beleef ons opnuut weer die wonder van Paasfees. Maar dan moet my en jou oë daarvoor oop wees. Dan moet ons Jesus se hand in ons lewe raak sien. Dan moet ons Jesus herken wanneer hy op die strand kom staan. Dan moet ons hom vertrou om ook in ons behoeftes te voorsien. Om ook die nette vol te maak, sodat daar meer as genoeg is, wanneer ons nette leeg is. Geliefdes, en trek ons dit deur na ons geloofsoffer, wat ons ook vandag by stil staan, dan is dit ook hier waar ons hom moet vertrou. Want vandag bid ons en ons vra, waarvoor vertrou ons die Here? Wat gaan ons gee vir die uitbreiding van sy koninkryk? En dalk voel jy vandag dat jou nette leeg is, en dink jy kan niks gee nie. Maar dan moet jy hom vandag vertrou,
om daai nette vol te maak, op die regte tyd, sodat jy kan gee vir sy koninkryk. Want geliefdes, wanneer ons hande leeg is, wanneer ons houers leeg is, wanneer ons verlees staan, wanneer ons nie raad het nie, dan maak hy ons houers vol, dan vul hy ons hande, dan gee hy vir ons raad, sodat ek en jy mense kan voed, sodat ons diensbaar kan wees, sodat ons hulle kan dien met die gawes wat hy tot ons beskikking gestel het. Want hy gee dan meer as genoeg. Hy gee oorvloedig, maar dan moet ek en jy bereid wees om hom te vertrou. Dan moet ons hom raak sien en dan moet ons op hom wag vir die regte tyd. So kom ons vertrou hom ook wat ons geloofsoffer aanbetref. En geliefdes, nie net ons geloofsoffer nie, maar alles in die lewe. Wanneer ek en jy op pad is na iemand toe om by hulle te gaan kuier, kom ons vertrou hom om vir ons die regte woorde te gee. Wanneer ons vir iemand moet bid, kom ons vertrou hom om daai gebed in ons monde te lê. Wanneer ek en jy iemand in nood sien, kom ons vertrou hom om in daai persoon se nood te voorsien. Deur ons, al het ons selfs min, al het ons net 'n klein bietjie, God sal voorsien. As ek en jy 'n oop hand het om te gee, het ons ook 'n oop hand om te ontvang. Vandag gaan oor die feit dat God altyd meer as genoeg vir ons gee, om sy werk in sy koninkryk te kan doen. Meer as genoeg finansies, meer as genoeg gawes en talente, meer as genoeg van dit wat ons nodig het. Ek en jy moet net op hom vertrou, op hom staat maak en saam met hom diensbaar wees in sy koninkryk. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons nou saam. Here, dankie ook vir vandag. Dankie dat ons vandag weer na hierdie teksgedeelte kon luister en dat ons vandag vanuit 'n ander hoek en 'n ander perspektief daarna kon kyk. Vader, ons fokus altyd so op die vangs en die wonderwerk wat gebeur. Ons sien nie raak dat Jesus voorsien en dat hy betyds is en dat hy altyd daar is om te help en om ons hande te vul en die nette te vul nie. Ag Vader, en dankie dat ons vandag ook op dit kon fokus. Dankie dat ons ook kan hoor vandag dat ons net moet vertrou, dat ons U net moet raak sien, dat U telke male weer aan ons verskyn in ons daaglikse lewens, dat U nooit weg was nie, dat U nog altyd daar was, maar dat ons U nie raak sien nie, en dat ons dalk weer ons oë op U moet vestig. En Vader, ons kom bely dat ons U nie altyd raak sien nie. Ons kom bely dat ons U nie altyd vertrou om ons hande te vul of om ons nette te vul of om ons finansies aan te vul nie. Ons tree partykeer nie in geloof op nie. Ons is partykeer ongelowig wanneer ons dinge moet saai en wanneer ons dinge moet gee, veral as ons min het. En daarom kom ons vandag na U en ons kom vra vir U, help ons om daai kop skuif te maak sodat ons U sal vertrou. Sodat ons sal weet dat U meer as genoeg vir ons sal gee om diensbaar te wees in die koninkryk. Want dit gaan op die einde van die dag oor U werk in U koninkryk en dat dit voortgesit moet word. En U sal vir ons dit gee wat ons nodig het. U sal ons toerus, U sal ons bekwaam maak, U sal die middele vir ons gee wanneer ons dit nodig het. Maar dan moet ons die pad saam met U stap en dan moet ons U raak sien en ons moet op U vertrou. Ag Vader, help ons om dit ook reg te kry in ons eie persoonlike lewe, maar ook in die gemeentelike lewe. Vader, dat ons as gemeente U ook sal vertrou. Vader, soos met ander gemeentes trek ons ook maar swaar. En moet ons partykeer ook maar die sente omdraai. Maar Vader, net wanneer ons dink, waar gaan dit vandaan kom? Of hoe gaan ons dit regkry? Of hoe gaan ons hier aan aandag gee? Dan kom U en U seën. U maak die mandjies dan vol. U kom gee dan, sodat ons genoeg het om dit te doen, wat ons moet kan doen. En dankie dat ons die belofte het, dat U kerk sal staande bly, tot en met U wederkoms, en dat U in beheer is van U kerk, en van die voortbestaan daarvan. En dankie dat ons ook hierdie belofte kan toeëien vir Edlien gemeente,
en dat ons kan vra dat U ook vir ons die pad sal wys wat ons moet stap, en dat ons ook daar sal diensbaar wees waar U wil hê ons moet diensbaar wees, dat ons sal hoop bring, dat ons sal raad gee, dat ons liefde sal uitdeel, dat ons 'n nood sal voorsien, dat ons 'n verskil sal maak in 'n stikkende en seer wêreld, dat ons U liefde, U genade en U barmhartigheid sal uitdra. Vader, ons kom bid ook vir diegene wat siek is, ons gedra hulle ook vandag aan U op, en ons vra dat U in hulle behoeftes sal voorsien, dat U vir hulle krag sal gee vir die pad wat vir hulle voorlê, dat U hulle sterk sal maak. Die wat verlies gelei het na die afsterwe van 'n geliefde, Vader, wees U vir hulle die troos wat hulle nou nodig het. Versterk hulle ook in hierdie tyd wat voorlê. Vader, dankie dat ons hierdie dinge kan bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, verlig ons verstand om volgens U woord te lewe. Verlig ons oë en die manier waarop ons kyk. Here, verlig ons monde en ons woorde. Verlig ons harte en dit wat ons bedink. Here, wees met ons waar ons ook hier vandaan in die wêreld moet uitgaan, sodat ons 'n verskil kan gaan maak. En seën ons met U oorvloedige liefde, genade en vrede. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseën. Totsiens.